Goeiemôre vriende, dit is vandag Julie die 2de donderdag 2026. Mag dit nou maar net vir julle 'n wonderlike dag wees wat voor julle uitstrek. Kom ons raak net stil voor die Here. Jesaja 25. Here, U is my God. Ek wil U prys en U naam loof. U het wonders gedoen, dinge wat U lankal besluit het U volgens plan uitgevoer. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is so stadig maar seker besig om na die einde van die Hebreërs toe te beweeg. Ons is nou by Hebreërs 13, dis die einde van Hebreërs. Hebreërs het net 13 hoofstukke. En ons sien, ons ken nou al die agtergrond van Hebreërs baie goed in hierdie tyd. Ons weet, liewe vriende, dit is mense wat in die Judaïsme behoort het, wat toe 'n Christene geword, so meerendeels 'n Joodse gemeenskap, ook ander gelowe, maar grotendeels Joodse gemeenskap. Hulle is vervolg, hulle het swaar gekry, hulle is moedeloos, hulle wil eerder terug gaan na hulle ou godsdienste toe. As om hierdie Jesus te volg, omdat hulle so swaar kry, né? En die hele Hebreërbrief skryf die Hebreërbrief daar rondom vir hierdie mense in hierdie konteks en sê vir hulle, hou net vas, waarvan Hebreërs 11 natuurlik een van die kernhoofstukke is waar dit gegaan het oor geloof, né? En dan kom hy 'n bietjie meer amper al op 'n praktiese vlak waar hy met hulle praat en hy kom sê vir hulle, hoorie, so julle moet mekaar soos broers lief hê, julle moet nie daarna nalat om gasvry te wees nie, want in die proses het julle al engele gehuisves. Hy sê julle moet julleself in die posisie van gevangenes indink, en dan sê hy, kom praat oor die huwelik. Hy sê die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontuchtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Vriende, ek dink die een ding wat in ons tyd geweldig onderdruk is, en amper by tye, jy sien hoe van die mans en vrouens mekaar omgaan, oneerbaar is, dan is dit die huwelik, né? Daar is al soveel mense, die vriende wat al gesê het, maar die huwelik is nie, dit is nie meer eintlik moontlik vir 'n huwelik om te bestaan nie, want kyk, ek hoë egskeidingssyfer, Suid-Afrika dink ek trek ons hier by 62% egskeidingssyfer. Die wêreld is dit in ieder geval oor die 50% egskeidingssyfer, né? En mense sê, maar hoekom sal ons 'n huwelik hê? Maar tog, vriende, moet ons vir mekaar vandag sê, die huwelik is in enige samelewing die hoeksteen van 'n samelewing. Man en vrou, vriende, wanneer jy troue mekaar beleef, daar kom gewone kindertjies uit die huwelik uit, en dit is tog belangrik dat hulle 'n goeie voorbeeld van hulle mamma kry en 'n goeie voorbeeld van hulle pappa kry. So 'n huwelik moet eerbaar wees. Wanneer jy na iemand se huwelik kyk, liewe vriende, moet dit iets wees wat jy van buite af kyk, waar jy vir Jesus in daai huwelik kan sien. Hoe tree die man teenoor die vrou op? Hoe tree die vrou teenoor die man op? Is daar geduld met mekaar? Is daar vriendelikheid met mekaar? Is daar gesagmoedigheid met mekaar? Is daar selfbeheersing? Is daar nederigheid in daai huwelik? Is daar vreugde in daai huwelik, né? Is daar absolute liefde, onvoorwaardelike aanvaarding, is in huwelik, is daar dat die een wil nie die ander een verander om soos hy te wees nie, is dit so dat jy mekaar ruimte gee, dis 'n eerbare huwelik, 'n liewe huwelik wat mense na kyk en sê, sjoe, maar ek kan vir Jesus in daai huwelik sien, ek kan sien hoe daai man teenoor daai vrou optree, en daai vrou teenoor daai man optree, dis ongelooflik, ek kan sien Jesus in hulle, dis 'n eerbare liefde. En dan sê hy, wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar. Nou vriende, dit is 'n no-brainer, né? Jy kan nie jou huweliksmaat verneek nie, né? Jy nou gaan met 'n ander vrou gaan iets doen, of die vrou met 'n ander man. Ek bedoel, dit is mos nou net, dan is jy mos nou ontrou, né? Daarom wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar. En hy praat weer eens met hierdie gehoor in daai tyd. Onthou nou, ouens kom uit ander godsdienste uit, waar dit baie keer met die huwelik aan betref, waar was niks daarvan nie, dit is net 'n stuk perversiteit, waar as hulle afgode gaan aanbid het, hulle klomp van die rituele, seksuele sondes en goed ingesluit daar, hè. So ek ons sê vir hulle, hoorie so, jy kan nie, jou huwelik moet eerbaar wees, jy kan nie sommer net doen in jou huwelik wat jy wil nie, en jy moet inderdaad getrou wees daar, jy kan nie ontrou raak en dink jou huwelik gaan nog werk, né. En dan pak hy hom uit en dan sê hy, hy sê, wees in die huwelikslewe getrou mekaar, want ontuchtiges, egbrekers sal onder die oordeel van God kom, sê die Hebreërskrywer vir hulle, né?
Nee, ontuchtiges en egbreker, dit is nou ouens wat sommer net rondvoeter, en vrouens wat rondvoeter. Kom ons sê dit maar so. Dit is miskien nie meer aangepaste weergawe, is mos nou eerliker weergawe wat ook gegee, maar dit is die aangepaste weergawe. Nee, so as jy in 'n huwelik staan, is dit tog jy glo as kinders van die Here, ons is deur God, deur Jesus Christus en deur die Heilige Gees saamgebind tot hierdie heilige band in Christus. So moenie dan aan die ander kant van die draad gaan kuier nie. Moenie dit doen nie. En tog is daar soveel wat dit doen, né? So die Hebreërs skrywer kom maar net vir hierdie mense wat uit hierdie ander godsdienste uitkom en kom waarsku maar net vir hulle sê moenie dit doen nie, want ontuchtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. En dan gaan hy aan die laaste versie wat ek met julle wil doen, dan sê hy: hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal julle nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Vriende, daar's niks verkeerd met geld nie, daar's niks verkeerd as vir jou 'n mooi huis wil koop nie, daar's niks verkeerd as jy vir jou 'n mooi motor wil, 2 mooi motors wil koop nie. Daar's niks verkeerd aan. Dis niks verkeerd as jy mooi klere wil dra en niks nie. Ek sê altyd vir julle vriende, as mense oop aan het, as hulle rentmeesters vir God het, koop net wie jy wil. Nee, ek bedoel, dit is mos nou, hoekom sal hy nou jaloers wees op mense wat iets kan koop? Nee, laat hy sê dat hulle koop wat hulle wil, nee. Geldgierigheid, dink ek, kom aan wat jy net wil hê en hê, maar jy voel 'n veer vir die mense rondom jou. En daarom sê ek altyd, die kerk, die liggaam van Jesus is vir my baie belangrik, want daar gee jy jou dankoffer wat jy gee, jy kom sê vir God daar, baie dank, jy het nie geld nodig, absoluut nie, liewe vriende, maar hy kyk soos wat hy vir Abraham gevra het, gaan offer Isak, hy kom kyk baie keer, maar as jy bereid om daar te gee, want hy weet ook, daai geld gaan om ander mense te help, dit gaan om die uitbreiding van die koninkryk, dit gaan sodat mense vir Jesus kan ontdek en tot bekering kom en hulle hart, hulle siele vir die Here kan gee, né? Niks verkeerd met wat jy geld het, maar wanneer ek en jy net wil hê en ons is nie sagte harte na mense rondom ons nie, liewe vriende, dan raak dit dat geld vir jou alles is, en dan raak dit dat jy raak gierig vir geld, en jy's inhalig eintlik wat dit sê, nee, kom sê hy vir die mense hier, so die Hebreërs skrywer kom sê vir hulle, ons moet besop daarvoor sê, hy sê, hou julle lewe vry van geldgierigheid, en dan sê hy, wees tevrede met wat julle het, nee, en dit is so, vriende, baie keer is ek en jy nie tevrede met wat ons wil het, dus kyk wat daai het, dan raak ons jaloers, ons raak, nee, sê hy sê, as jy dak oor jou kop het, kom ons sê dit nou soms so, as jy dak oor jou kop het, wees tevrede. As jy 'n fiets het, as jy 'n kar het, as jy kan loop, as jy by 'n plek kan uitkom, wees tevrede met wat jy het. Ek dink dit is in hierdie lewe ook baie belangrik, vriende, dat ons, en dis niks verkeerd om ideale te hê nie, dis niks verkeerd om na iets te streef nie, né? Maar dit moenie wees dat dat jaloersheid jou lewe opneem, omdat jy so jaloers is op haar en jy nie, dat jy amper met daai persoon in 'n sleg verhouding betrokke raak, nee, omdat hy het en jy het nie. Kom sê die Hebreërs skrywer vir die mense. Hou jou lewe vry van geldgierigheid en wees tevrede met wat jy het. God het self gesê, ek sal jou nooit verlaat nie en jou nooit in die steek laat nie. Nee, vriende, sodat ons mekaar ook begin met die ander net, want die wat het, moet ook 'n hart hê van deel met ander mense. Wat op die ouene sê, Here, maar ek sê rentmeester, want u kom gee vir my die skills, kom gee vir my, Here, ek is ook bereid om dit te deel met ander mense. Vriende, dan koop jy 3 huise, koop jy 4 huise, koop jy karre wat jy wil hê, maar kyk ook dat jy gelykwaardig amper die geld weggee. Die Here vra, Here, maar waar wil u met die koninkryk verder uitgebou word? Wys vir my, en dan raak jy daarbey betrokke. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.